Goed, ja, 'n mens maak 6 video's en dan verwyder hulle een hier by TikTok. Nou ja, ek het geappel ingesit, so kom ons kyk of hy deurgaan. Is 'n baie belangrike video oor profeseë wat ek gemaak het, wat ek verwag moet in vervulling gaan. As jy hom nie kan kry op TikTok nie, jy kan hom gaan kyk op YouTube. Ek het 2 YouTube kanale. Jy kan daar ook baie lang kommentare lewer, lang opstelle vir my skryf en ek kan lang opstelle terugskryf. So as jy sukkel met verbande video's hier, gaan kyk daar op YouTube. Ek wil gaan met julle praat oor die pasgaan datum. So ek sal my plig versuim as ek nie met julle praat oor die pasgaan nie. Reg, nou ek het baie lering hieroor gemaak. Ek doen dit elke jaar met my groepe al seker hier van 2017 af, wanneer ek begin het om te waarsku oor die situasie in Suid-Afrika. So die pasgaan is baie belangrik. Die pasgaan en nagmaal is een fees. Is nie iets wat jy by die kerk doen, is iets wat jy by die huis doen. Is 'n gesinsfees. Kindertjies moet ook deelneem. Die baba neem ook deel. Die ou mense neem ook deel. Is nie iets wat die predikant doen of die baalpriester of jou kerk nie, en nou moet ons almal daar gaan sit en 'n koekie eet en 'n glasie wyn drink, en dit is nou net vir die groot mense nie. Dit is 'n gesinsfees. En jy moet jou kinders van kleins af groot maak in die woord van Vader. Reg? So die pasgaan is hierdie jaar op 2 April. En hierdie jaar is 'n baie belangrike jaar. Hy lyk soos 2015, naamlik dat hy op die 20ste Maart is dit dag en nag ewening. Dit wil sê die begin van God se jaar is op 20 Maart. Is nie op 1 Januarie nie, né? Hulle het vir jou gelieg. Is op 20 Maart. En die nuwe maan val ook dan op 20 Maart. 14 dae van daar af val dan op 2 April. So jy gaan die pasgaan vier op die vorige aand. So die 2de April is die dag wat dan nou die pasgaan is. En die vorige aand, net na 6, kan jy dan jou pasgaan ete maak, waar jy 'n vleisie braai. As jy kan skaapvleis, as jy nie kan nie, beesvleis, dit gaan nie so seer oor die vleis nie. Ons het mos nou 'n offer, Jesus is ons offer, so ons hou hierdie pasgaan, want dit herinner ons aan die uittog uit Egipte uit, en dat Jesus ons paaslam is. So ons braai 'n stukkie vleis, ons kan pap maak of rys daarby, ons maak ongesuurde broodjies daarby, en 'n slaai miskien, en almal aan tafel kry 'n glasie wyn om te drink, en eet die ongesuurde broodjies. Jy kan dit met die ete eet ook, en na die tyd, so ons lees vir die kinders voor, al 7 dae voor die tyd, begin ons met hierdie hele verhaal, die Jesus verhaal, die verhaal van die 10 plaae daar uit Egipte uit. Die kerke het hierdie fees geskaak, en as jy nou nie in die kerk sit nie, wel, dan kan jy nou nie pasgaan, nagmaal vier nie, en die tipe van ding, is die grootste klomp twak. Dis 'n huisfees, want God wil die volk na sy hand leer. So daar 7 feeste, jy gaan hulle gaan lees daar in Levitikus 23. Jy kan my ook kontak, dan kan ek jou ook meer inligting gee, wat ons maar doen. Dit gaan ook oor die voete was. Na die ete, gaan lees maar 'n bietjie in die evangelie van Johannes. Vir ouens wat uit die kerk uit is, hierdie is 'n gulde geleentheid vir jou om by die huis as priester op te tree en jou kinders stadig maar seker in die waarheid te leer. Dit is 'n working progress. Ons gaan nie alles regkry van die begin af nie. Maar dis 'n baie belangrike ding om te doen. Ek wil vir jou sê, pasgaan is beskerming. So met die pasgaan saam salf ons die huise met olie en sout, en net 'n bietjie in jou hand. Dit gaan nie oor die olie en die sout nie, dit gaan oor die geloof in die hart. Maar die salwing moet steeds plaasvind. Salwing is 'n baie kragtige teken en oorlogswapen wat Vader vir ons gegee het, wat Jesus Christus vir ons in ons hand gegee het om onsself te beskerm. Soos wat die pasgaan die Israeliete beskerm het in daai tyd toe die doodsengel deur die land getrek het, so sal die pasgaan ons beskerm in hierdie tyd wanneer die doodsengel deur die land trek. Ek wil net vir jou iets verduidelik vinnig. Die maankalenders wat ons kry by die Wits Planetarium, meeste van die maankalenders wat vir ons beskikbaar is, gee die 19de Februarie aan as die nuwe maan, maar dis foutief. Die nuwe maan is op die 20ste
Dit wil sê vandag is nuwe maan. En die rede daarvoor is die planetariums se maankalenders werk van donker maan af tot donker maan. So hulle gebruik die donker maan as 'n deel van die nuwe maan se siklus. Nou dis foutief. Die nuwe maan is wanneer die lig op die maan skyn en hy maak dan 'n ou streepie, dan is dit nuwe maan. Ag, en dit is maklik om dit uit te werk elke keer. Nuwe maan is 14 dae voor volmaan. Nou, baie mense verstaan nie die belangrikheid van die maan nie, maar dis omdat hulle nie hulle Bybels ken nie, te lank al in die kerk sit. Dan is jy geneig om in 'n groef te verval, jy stagnant en ja, die kerk het jou maar verkeerd geleer. Is maar 'n probleem, is 'n ding wat daar van die pausdom afkom. So, Easter weekend is ook 'n pausinstelling, is 'n Vatikaan instelling. Ja, hulle het heeltemal die pot misgesit. En die klomp protestante kerke het daardie gemors net so oorgeneem. So Jesus is nooit op 'n Vrydag gekruisig en het op 'n Sondag opgestaan nie. Vertaling is baie foutief in jou Bybel. Daar staan nie die eerste dag van die week nie, daar staan op die eerste van die Sabbatte. Hoe dit ook al sê, ek het hierdie dinge baie mooi uitgelê. Ek praat elke jaar hieroor en al hoe meer mense begin tot die besef kom van die waarheid. So ek is maar net hier om jou te herinner. Pasga is 2 April en die dag na Pasga, dit wil sê die 3de April, is dan die ongesuurde brood Sabbat. En die ongesuurde broodfees moet 'n mens maar probeer hou, na die beste van jou vermoë. Hierdie lyk soos ons laaste Pasga voor die drama vir Suid-Afrika aan die gang kom, soos wat Sine dit geprofeteer het. Mense hoop natuurlik vir nog 'n jaar se uitstel. Mense is bly vir elke jaar wat hy gegee het, elke jaar wat ons kon prep en voorberei. Elke jaar wat ons onsself kon posisioneer, hopelik in 'n beter situasie, sodat ons hierdie geweldige aanslag teen die boerevolk kan oorleef, soos wat geprofeteer is in die Bybel. Die Bybel sê, die nasies trek op teen Ariel om haar te vernietig. Waar Ariel is dan nou die boerevolk. Sion is die boerevolk. Is nie die slegte vye daarbo nie. Mense moet altyd kyk na die boom se vrugte. Nou ja, so baie belangrik, as jy kan, vier die Pasga. As 'n maand later weer tyd, ek dink jy om en by 2 Mei om weer die Pasga te vier, as jy dit nie nou kan doen nie, maar daar's genoeg tyd vir jou om te voor te berei. Daar's genoeg tyd vir jou om net 'n bietjie studie te gaan doen en te gaan uitvind hoe dit werk. Reg. In hierdie tyd gaan Vader sien wie dien hom en wie dien hom nie. Wie is in die Baalstelsel en wie staan apart van die Baalstelsel. Nou ja, dit is my waarskuwing aan jou. Ek het my deel gedoen en ek hoop dat ek dan nou ook hierdie jaar nog Pasga by die huis kan vier.